Hi, Madeleine weer hier by julle. Welkom terug by Slaapstories vir grootmense. Jou weeklikse potgooi van Afrikaanse stories wat jou saans sis tot in droomland. Jy kan by ons weekliks inskakel op jou gunsteling potgooi vir 'n storie na soete drome. Kyk uit vir die skakels onder in die potgooi inligting. Ons wil vreeslik graag elke week vir julle 'n storie vertel, so asseblief gooi so 'n geldjie daar in ons donasieblokkie. Borge en skrywers, julle is ook baie welkom hier by ons. Stuur vir ons enige inligting na slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe, en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting as jy nog meer wil hê. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is meer as 100 episodes advertensievry net vir julle genot. Mensie, soos ek julle gesê het, raak ons luistergetal al hoe meer op YouTube en dit is wonderlik om te sien. En dit is nou 'n lekkerte om julle opmerkings ook daar te lees, hoor. Dankie julle. En hou aan asseblief, dis heerlik om van julle te hoor. Ek wil 'n shout-out gee vir Nina Broadhurst. Ek is bly ek kan met daai slaaploosheid help. En ook aan Helene Seidler. So bly die asemhalingsoefeninge maak jou rustig. Dankie julle, dit maak die ou hartjie so bly. En julle ander, kom gesels man. Ons klomp hou mos van praat. Julle moet lekker luister vanaand. Vanaand lees ons Die Verlakte Kussie deur Arthur Conan Doyle. Surround the Fire Stories. Dit was 'n snaakse ding, het die privaat onderwyser gesê. Een van daardie groteske en sonderlinge voorvalle wat 'n mens teekom soos jy deur die lewe gaan. Ek het die beste posisie wat ek waarskynlik ooit sal hê as gevolg daarvan verloor. Maar ek is bly dat ek na Thorpe Place gegaan het, want ek het gewen. Wel, soos ek vir jou die storie vertel, sal jy uitvind wat ek gewen het. Ek weet nie of jy vertroud is met daardie deel van die Midlande wat deur die Avon gedreineer word nie. Dit is die mees Engelse deel van Engeland. Shakespeare, die bloei van die hele ras, is reg in die middel daarvan gebore. Dit is 'n land van golwende weivelde wat na die weste toe in hoë voue opstyg totdat hulle in die Malvern-heuwels swel. Daar is geen stede nie, maar talle dorpies, elkeen met sy grys Normandiese kerk. Jy het die bakstene van die suidelike en oostelike distrikte agtergelaat en alles is klip. Klip vir die mure en klipplate bedek met kort mosse vir die dakke. Dit is alles grimmig en solied en massief, soos dit die hart van 'n groot nasie betaam. Dit was in die middel van hierdie landstreek, nie ver van Evesham nie, waar Sir John Bollamore in die ou voorvaderlike huis van Thorpe Place gewoon het. En daarheen het ek gekom om sy 2 klein seentjies te onderrig. Sir John was 'n weewenaar, sy vrou het 3 jaar tevore gesterf, en hy is agtergelaat met hierdie 2 seuns van 8 en 10 jaar oud, en 'n liewe klein dogtertjie van 7. Mejuffrou Witherton, wat nou my vrou is, was die gouvernante vir hierdie klein dogtertjie. Ek was die onderwyser vir die 2 seuns. Kon daar 'n meer voor die hand liggende voorspel tot 'n verloving wees? Sy beheer my nou, en ek onderrig 2 klein seentjies van ons eie. Maar daar, ek het reeds onthul wat dit was wat ek in Thorpe Place gewen het. Dit was 'n baie ou huis, ongelooflik oud, voor Normandies, sommige dele daarvan, en die Bollamores het beweer dat hulle al lank voor die verowering in daardie omgewing gewoon het. Dit het 'n koue gevoel in my hart laat ontstaan toe ek daar aangekom het, daardie onsaglike dik grys mure, die ruwe, krummelende klippe, die reuk soos van 'n siek dier wat uit die verrottende pleisterwerk van die bejaarde gebou uitstraal. Maar die moderne vleuel was helder en die tuin was goed versorg. Geen huis kon somber wees wat 'n mooi meisie daar binne gehad het nie, en so 'n vertoning van rose aan die voorkant nie. Afgesien van 'n baie volledige personeel van bediendes, was ons net 4 in die huishouding. Dit was mevrou Witherton, wat op daardie tydstip 24 was en so mooi. Wel,
so mooi soos mevrou Colmore nou is. Ek self, Frank Colmore, 30 jaar oud, mevrou Stevens, die huishouster, 'n droë, stille vrou, en meneer Richards, 'n lang, militêr uitsiende man, wat as huurmeester vir die Bollemore landgoed opgetree het. Ons vier het altyd saam geëet, maar Sir John het gewoonlik alleen in die biblioteek geëet. Soms het hy by ons aangesluit vir aandete, maar oor die algemeen was ons net so bly wanneer hy dit nie gedoen het nie, want hy was 'n baie formidabele persoon. Stel jou 'n man voor, 6 voet 3 duim lank, koninklik gebou, met 'n hoogneusige aristokratiese gesig, gespikkelde hare, ruie wenkbroue, 'n klein gepunte Mestofeliaanse baard en lyne op sy voorkop en rondom sy oë, so diep asof hulle met 'n knipmes uitgekerf is. Hy het grys oë gehad, moeg, hopelose oë, trots en tog pateties, oë wat jou jammer te opeis en jou tog uitdaag om dit te wys. Sy rug was gerond van studie, maar andersins was hy so 'n goed uitsiende man van sy ouderdom, 55 miskien, as wat enige vrou sou wens om te aanskou. Maar sy teenwoordigheid was nie 'n vrolike een nie. Hy was altyd hoflik, altyd verfynd, maar besonder stil en teruggetrokke. Ek het nog nooit so lank saam met enige man gewoon en so min van hom geweet nie. As hy binnenshuis was, het hy sy tyd of in sy eie klein studeerkamer in die oostelike toring, of in die biblioteek in die moderne vleuel deurgebring. So gereeld was sy routine, dat 'n mens altyd op enige uur presies kon sê waar hy sou wees. 2 keer per dag sou hy sy studeerkamer besoek, 1 keer na ontbyt en 1 keer omtrent 10 uur in die aand. Jy kon jou horlosie stel volgens die slag van die swaar deur. Vir die res van die dag sou hy in sy biblioteek wees, behalwe dat hy vir 'n uur of 2 in die middag 'n wandeling of 'n rit sou neem, wat eensaam was soos die res van sy bestaan. Hy het sy kinders liefgehad en was ywerig geïnteresseerd in die vordering van hulle studies, maar hulle was 'n bietjie ontsag vir die stille, ruie wenkbrou figuur en hulle het hom so ver as moontlik vermy. Trouwens, ons almal het dit gedoen. Dit was 'n geruime tyd voordat ek iets oor die omstandighede van Sir John Bollemore se lewe te wete gekom het, want mevrou Stevens, die huishouster, en meneer Edwards, die landhuurmeester, was te lojaal om maklik oor hulle werkgewer se sake te praat. Wat die gouvernante betref, sy het nie meer as ek geweet nie, en ons gemeenskaplike belangstelling was een van die redes wat ons nader aan mekaar gebring het. Uiteindelik het daar egter 'n voorval plaasgevind, wat tot 'n nouer kennismaking met meneer Richards en 'n vollediger kennis van die lewe van die man wat ek gedien het, gelei het. Die onmiddellike oorsaak hiervan was niks minder nie as dat meester Percy, die jongste van my leerlinge, in die meelspruit geval het, met dreigende gevaar vir sowel sy lewe as myne, aangesien ek myself moes waag om hom te red. Druipnat en uitgeput, want ek was baie meer moeg as die kind, was ek op my pad na my kamer, toe Sir John, wat die rumoer gehoor het, die deur van sy klein studeerkamer oopgemaak het en my gevra het wat die probleem was. Ek het hom van die ongeluk vertel, maar hom verseker dat sy kind nie in gevaar was nie, terwyl hy geluister het met 'n ruwe, onbeweeglike gesig, wat in sy intense oë en gespanne lippe al die emosie uitgedruk het, wat hy probeer verberg het. Een oomblik, kom hier in, laat ek die besonderhede hoor, het hy gesê, terwyl hy teruggekeer het deur die oop deur. En so het ek myself in daardie klein heiligdom bevind, waarbinne, soos ek later uitgevind het, geen ander voet vir 3 jaar gesit het, behalwe die van die ou bediende wat dit skoongemaak het nie. Dit was 'n ronde kamer, wat ooreenstem met die vorm van die toring waarin dit geleë was, met 'n lae plafon, 'n enkele smal klim op begroeide venster en die eenvoudigste meubels. 'n Ou tapuit, 'n enkele stoel, 'n dennehouttafel en 'n klein rakkie met boeke het die hele inhoud daarvan gemaak. Op die tafel het 'n vollengte foto van 'n vrou gestaan. Ek het nie besondere aandag aan die gelaatstrekke gegee nie, maar ek onthou dat 'n sekere grasieuse sagtheid die oorheersende indruk was. Daarna was 'n groot swart verlakte kussie en een van 2 bondels briewe of dokumente wat met rekkerige bande vasgemaak was.
Ons onderhoud was 'n kort een, want Sir John Bollimore het opgemerk dat ek papnat was en dat ek sonder versuim moes verander. Die voorval het egter gelei tot 'n leersame gesprek met Richards, die agent, wat nooit in die kamer wat deur toeval vir my geopen is, deurgebring het nie. Daardie selfde middag het hy na my toe gekom, vol nuuskierigheid en op en af in die tuinpaadjie saam met my geloop, terwyl my 2 kweekelinge tennis op die grasperk langs ons gespeel het. Jy besef nouliks die uitsondering wat in jou guns gemaak is, het hy gesê. Daardie kamer is so geheimenis gehou, en Sir John se besoeke daaraan was so gereeld en konsekwent, dat 'n byna bygelowige gevoel daaroor in die huishouding bestaan het. Ek verseker jou, dat as ek die stories wat rondgaan, stories van geheimsinnige besoekers daar, en van stemme wat deur die bediendes oorgehoor is, aan jou sou verhaal, jy dalk sou vermoed, dat Sir John in sy ou wee terugverval het. Hoekom sê jy terugverval, het ek gevra. Hy het verbaas na my gekyk. Is dit moontlik, het hy gesê, dat Sir John Bollimore se vorige geskiedenis onbekend aan jou is? Heeltemal. Jy verbaas my. Ek het gedink dat elke man in Engeland iets van sy agtergrond weet. Ek sou nie die saak noem as dit nie was dat jy nou een van ons self is nie, en dat die feite dalk op 'n harder manier tot jou ore kan kom as ek daaroor sou swyg. Ek het altyd aangeneem dat jy geweet het dat jy in die diens van duiwel Bollimore was. Maar hoekom duiwel, het ek gevra. Ag, jy is jonk en die wêreld beweeg vinnig, maar 20 jaar gelede was die naam van duiwel Bollimore een van die bekendstes in Londen. Hy was die leier van die mees uitspattige groep boksers, perdereier, dobbelaar, dronkaard, 'n oorblyfsel van die ou tipe en so sleg soos die ergste van hulle. Ek het hom verslae aangekyk. Wat, het ek uitgeroep, daardie stil, droewige man? Die grootste losbol en liederlike persoon in Engeland. Alles onder onsself, Kalma. Maar jy verstaan nou wat ek bedoel wanneer ek sê dat 'n vrou se stem in sy kamer selfs nou agterdog kan wek. Maar wat kon hom so verander het? Klein Beryl Clare, toe sy die risiko geneem het om sy vrou te word. Dit was die keerpunt. Hy het so ver gegaan dat sy eie uitspattige groep hom verstoot het. Daar is 'n wêreld van verskil, weet jy, tussen 'n man wat drink en 'n dronkaard. Hulle drink almal, maar hulle verwerp 'n dronkaard. Hy het 'n slaaf daarvan geword, hopeloos en hulpeloos. Toe het sy ingetree, die moontlikhede van 'n goeie man in die wrak raak gesien, haar kans gewaag om met hom te trou, alhoewel sy uit 'n dosyn kon kies, en deur haar lewe daaraan te wy, om teruggebring na manlikheid en fatsoenlikheid. Jy het opgemerk dat geen drank ooit in die huis gehou word nie. Daar was nog nooit enige sedert haar voet oor die drempel getree het nie. 'n Druppel daarvan sou soos bloed vir 'n tier wees, selfs nou. Hou haar invloed hom dan steeds vas? Dit is die wonderlike daarvan. Toe sy 3 jaar gelede gesterf het, het ons almal verwag en gevrees dat hy in sy ou wee sou terugval. Sy het dit self gevrees, en die gedagte het 'n verskrikking aan die dood gegee, want sy was soos 'n beskermengel vir daardie man, en het slegs vir die een doel geleef. Terloops, het jy 'n swart verlakte kussie in sy kamer gesien? Ja. Ek vermoed dit bevat haar briewe. As hy ooit weg moet wees, al is dit net vir enkele nag, neem hy altyd sy swart verlakte kussie saam met hom. Nou ja, Kalmor, miskien het ek jou eerder meer vertel as wat ek moes, maar ek sal verwag dat jy sal wederkeurig wees as iets van belang tot jou kennis kom. Ek kon sien dat die waarige man verteer is deur nuuskierigheid en net 'n bietjie gesteek was dat ek, die nuweling, die eerste was om in die onbetrede kamer deur te bring. Maar die feit het my in sy agting verhoog, en van daardie tyd af het ek myself op meer vertroulike terme met hom bevind. En nou het die stille en koninklike figuur van my werkgewer 'n voorwerp van groter belangstelling vir my geword. Ek het begin verstaan die vreemd menslike blik in sy oë, daardie diep lyne op sy bekommerde gesig. Hy was 'n man wat 'n onophoudelike stryd gevoer het, wat op armlengte van oggend tot aand 'n aaklige teestander gehou het, wat vir ewig probeer om met hom saam te smelt. 'n Teestander wat hom liggaam en siel sou vernietig as dit net weer sy kloue op hom kon vaslê.
terwyl ek die grimmige rondrugfiguur dopgehou het, wat deur die gang stap of in die tuin loop, het hierdie dreigende gevaar byna liggaamlike vorm aangeneem, en ek kon amper verbeel dat ek hierdie mees walglike en gevaarlike van alle duiwels sien hurk naby in sy skaduwee, soos 'n halfbang dier wat langs sy oppasser sluip, gereed om op enige onbewaakte oomblik op sy keel te spring. En die dooie vrou, die vrou wat haar lewe daaraan gewy het om hierdie gevaar af te weer, het ook vorm aangeneem in my verbeelding, en ek het haar gesien as 'n skadu-agtige, maar pragtige teenwoordigheid, wat vir ewig tussen beide tree, met opgehefte arms om die man wat sy lief gehad het, te beskerm. Op een of ander subtiele manier het hy die simpatie wat ek vir hom gehad het bemerk, en hy het op sy eie stille manier gewys dat hy dit waardeer. Hy het my selfs een keer uitgenooi om sy middagwandeling te deel, en alhoewel geen woord tussen ons gewissel is op hierdie geleentheid nie, was dit 'n teken van vertroue wat hy nog nooit aan iemand anders getoon het nie. Hy het my ook gevra om sy biblioteek te indekseer. Dit was een van die beste private biblioteke in Engeland, en ek het baie ure in die aand in sy teenwoordigheid deurgebring, indien nie in sy geselskap nie, terwyl hy by sy lesenaar gelees het en ek in 'n nis by die venster gesit het om die chaos wat onder sy boeke bestaan het te orden. Ten spyte van hierdie noue verhoudings het ek nooit weer gevra om die kamer in die torentjie te betree nie. En toe kom my ommekeer van gevoel. 'n Enkele voorval het al my simpatie en afskie verander, en my laat besef dat my werkgewer steeds alles gebly het wat hy ooit was, met die bykomende ondeug van skynheiligheid. Wat gebeur het, was soos volg. Een aand het mejuffrou Witherton na Broadway, die naburige dorpie, gegaan om by 'n konsert vir een of ander liefdadigheid te sing, en ek het, volgens my belofte, oorgestap om haar terug te vergesel. Die oprylaan swaai onder die oostelike torentjie deur, en ek het opgemerk toe ek verbygaan, dat die lig in die ronde kamer aangeskakel was. Dit was 'n someraand, en die venster, wat 'n bietjie hoër as ons koppe was oop. Ons was, so dit gebeur het, op daardie oomblik verdiep in ons eie gesprek, en ons het op die grasperk wat tussen die ou torentjie grens stil gestaan. Toe skielik iets ons gesprek onderbreek, en ons gedagtes van ons eie sake af weggeneem het. Dit was 'n stem, die stem ongetwyfeld van 'n vrou. Dit was sag, so sag dat dit slegs in daardie stil nagtelike lig was, dat ons dit kon gehoor het. Maar, hoe gedempt dit ook al was, daar was geen vergissing oor die vroulike timber nie. Dit het hastig, hygend vir 'n paar sinne gepraat, en toe was dit stil, 'n jammerende, asemlose, smekende soort stem. Mejuffrou Witherton en ek het vir 'n oomblik na mekaar gestaar, toe het ons vinnig in die rigting van die voordeur geloop. Dit het deur die venster gekom, het ek gesê. Ons moet nie die rol van afluisteraar speel nie, het sy geantwoord. Ons moet vergeet dat ons dit gehoor het. Daar was 'n afwesigheid van verrassing in haar manier, wat 'n nuwe idee by my laat opkom het. Jy het dit voorheen gehoor, het ek uitgeroep. Ek kon dit nie help nie, my eie kamer is hoër op in dieselfde torentjie. Ek het dit al dikwels gehoor. Wie kan die vrou wees? Ek het geen idee nie. Ek wil dit liewer nie bespreek nie. Haar stem was genoeg om my te wys wat sy gedink het. Maar aangeneem dat ons werkgewer 'n dubbel en twyfelagtige lewe gelei het, wie kon sy wees? Hierdie geheimsinnige vrou wat hom in die ou toring geselskap gehou het. Ek het uit my eie inspeksie geweet hoe kaal en onversierd die kamer was. Sy het beslis nie daar gewoon nie, maar in daardie geval, waar het sy vandaan gekom? Dit kon nie enige iemand van die huishouding wees nie. Hulle was almal onder die waaksame oë van mevrou Stevens. Die besoeker moes van buite afkom. Maar hoe? En toe skielik het ek onthou hoe oud hierdie gebou was, en hoe waarskynlik dit was, dat een of ander middeleeuse gang daarin bestaan. Daar is nouweliks 'n ou kasteel sonder een. Die geheimsinnige kamer was die kelderverdieping van die torentjie, sodat as daar enige iets van die aard was, dit deur die vloer sou oopmaak. Daar was talle kothuise in die onmiddellike omgewing. Die ander kant van die geheime gang kon tussen een of ander deurmekaar bos van brame in die naburige rigting lê. Ek het niks aan enigiemand gesê nie,
maar ek het gevoel dat die geheim van my werkgewer binne by bereik was. En hoe meer oortuig ek hiervan was, hoe meer het ek my verwonder oor die manier waarop hy sy ware aard verberg het. Dikwels terwyl ek sy streng figuur dopgehou het, het ek myself afgevra of dit inderdaad moontlik was dat so 'n man hierdie dubbele lewe lei, en ek het probeer om myself te oortuig dat my agterdog uiteindelik dalk ongegrond kon blyk te wees. Maar daar was die vroulike stem. Daar was die geheime nagtelike ontmoeting in die toringkamer. Hoe kon sulke feite onskuldige interpretasie toelaat? Ek het afskie van die man ontwikkel. Ek was vervul met walging oor sy diep, konsekwente skynheiligheid. Slegs een keer gedurende al daardie maande het ek hom ooit sonder daardie droewige maar onbewoë masker gesien wat hy gewoonlik teenoor sy medemens vertoon het. Vir 'n oomblik het ek 'n glimps gekry van daardie vulkaniese vure wat hy so lank bedwing het. Die geleentheid was 'n onwaardige een, want die voorwerp van sy woede was niemand anders nie as die bejaarde skoonmaakster, wat ek reeds genoem het, as die enigste persoon wat in sy geheimsinnige kamer toegelaat is. Ek het langs die gang gestap wat na die toringkie gelei het, want my eie kamer was in daardie rigting, toe ek 'n skielige geskokte gil hoor en daarin vermeng die heus grommerige noot van 'n man wat onverstaanbaar is van woede. Dit was die grom van 'n woedende wilde tier. Toe ek sy stem gehoor, trillend van woede. "Jy sou durf," het hy geskree. "Jy sou durf om my bevele te veronagsaam." 'n Oomblik later het die skoonmaakster by my verbygeloop, terwyl sy by die gang afgevlug het. Bleek in die gesig en bewend, terwyl die verskriklike stem agter haar gedonder het. "Gaan na mevrou Stevens vir jou geld. Moenie ooit weer jou voete in Thorpe Place sit nie." Verteer deur nuuskierigheid kon ek nie help om die vrou te volg nie, en het daar om die hoek gekry waar sy teen die muur leun en hyg soos 'n bang konyn. "Wat is fout, mevrou Brown?" het ek gevra. "Dis die meester," het sy gehyg. Hy het my laat skrik. As hy sy oë gesien het, meneer Kalmor, ek het gedink hy sou die dood van my gewees het. "Maar wat het jy gedoen?" "Gedoen, meneer? Niks. Ten minste niks om so ophef oor te maak nie. Net my hand op daardie swart kussie van hom gelê. Dit nie eens opgemaak nie. Toe kom hy in en hy het gehoor hoe hy te kere gegaan het. Ek het my werk verloor, en ek is bly daaroor, want ek sou myself nooit weer binne sy bereik waag nie." So was dit die verlakte kussie wat die oorsaak van hierdie uitbarsting was. Die kussie waarvan hy homself nooit sou toelaat om geskei te word nie. Wat was die verband? Of was daar enige verband tussen dit en die geheime besoeke van die dame wie se stem ek gehoor het? Sir John Bollamore se woede was blywend sowel as vurig, want van daardie dag af het mevrou Brown, die skoonmaakster, uit ons kennis verdwyn, en Thorpe Place het haar nie meer geken nie. En nou wil ek jou vertel van die besondere toeval wat al hierdie vreemde vrae opgelos het, en my werkgewer se geheim in my besit gestel het. Die verhaal mag jy met 'n bietjie twyfel laat, oor of my nuuskierigheid nie die oorhand oor my eer gekry het nie, en of ek nie neergedaal het om die spioen te speel nie. As jy verkies om so te dink, kan ek dit nie help nie, maar kan jou net verseker dat, hoe onwaarskynlik dit ook al mag voorkom, die saak presies gebeur het, soos ek het beskryf. Die eerste fase van hierdie ontknoping was dat die klein kamer in die toringkie onbewoonbaar geword het. Dit het gebeur deur die val van die wurmgevrete eikebalk wat die plafon ondersteun het. Verrot van ouderdom het dit een oggend in die middel geknak en 'n hoeveelheid pleister saamgebring. Gelukkig was St. Johnny op daardie tydstip in die kamer nie. Sy kosbare kussie is gered uit die puin en na die biblioteek gebring, waar dit voortaan in sy lessenaar toegesluit was. Sir John het geen stappe gedoen om die skade te herstel nie, en ek het nooit die geleentheid gehad om te soek na daardie geheime gang, waarvan ek die bestaan vermoed het nie. Wat die dame betref, het ek gedink dat dit haar besoeke tot 'n einde sou bring, as ek nie een aand meneer Richards gehoor het, wat vir mevrou Stevens vra wie die vrou was wat hy gehoor het met Sir John in die biblioteek praat nie. Wat dink jy daarvan? Ek het my skouers opgetrek en opgemerk dat dit nie my besigheid was nie. Kom, jy is net so nuuskierig soos enige een van ons. Is dit 'n vrou of nie? Dit is beslis 'n vrou. Uit watter kamer het jy dit gehoor? Uit die toringkamer, voordat die plafon geval het. Maar ek het dit gisteraand uit die biblioteek gehoor,
Ek het by die deure verbygeloop toe ek bed toe gegaan het en ek het iets hoor huil en bid, net so duidelik soos ek jou hoor. Dit mag 'n vrou wees. Wel, wat anders kon dit wees? Hy het stip na my gekyk. Daar is meer dinge in die hemel en op aarde, het hy gesê. As dit 'n vrou is, hoe kom sy daar? Ek weet nie. Nee, ek ook nie. Maar as dit die ander ding is, maar daar, vir 'n praktiese sakeman aan die einde van die 19de eeu is dit 'n taamlike belaglike rigting van gesprek. Hy het weggedraai, maar ek kon sien dat hy meer gevoel het as wat hy gesê het. By al die ou spookverhale van Thorpe Place is 'n nuwe een voor ons oë bygevoeg. Teen hierdie tyd het dit dalk sy permanente plek ingeneem, want alhoewel 'n verduideliking na my toe gekom het, het ek dit nooit die ander laat bereik nie. En my verduideliking het op hierdie manier gekom. Ek het 'n slaaplose nag gehad van senuweepyn en omstreeks die middel van die dag het ek 'n swaar dosis kloridien geneem om die pyn te verlig. Op daardie tydstip was ek besig om 'n indeksering van Sir John Bollamore se biblioteek te voltooi en dit was my gewoonte om daar te werk van 5 tot 7 uur. Op hierdie besondere dag het ek gesukkel teen die dubbele effek van my slegte nag en die pille. Ek het reeds genoem dat daar 'n nis in die biblioteek was en hierin was dit my gewoonte om te werk. Ek het my rustig tot my taak gesit, maar my moegheid het my oorweldig en teruggesak op die rusbank het ek in 'n diep slaap geval. Hoe lank ek geslaap het, weet ek nie, maar dit was heeltemal donker toe ek wakker word. Verward deur die kloridien wat ek geneem het, het ek roerloos in 'n halfbewuste toestand gelê. Die groot kamer met sy hoë mure, bedek met boeke, het donker rondom my geloer. 'n Dowwe lig van die maanlig het deur die verre venster gekom, en teen hierdie ligter agtergrond het ek gesien dat Sir John Bollamore by sy studeertafel sit. Sy goedgevormde kop, het duidelik gesnyde profiel, was skerp omlyn teen die skemerende vierkant agter hom. Hy het vooroor gebuig terwyl ek hom dophou, en ek het die skerp draai van 'n sleutel en die skuring van metaal op metaal gehoor. Asof in 'n droom was ek vaag bewus dat dit die gelakte boks was wat voor hom gestaan het, en dat hy iets daaruit gehaal het, iets gedronge en vreemd, wat nou voor hom op die tafel lê. Ek het nooit besef, dit het nooit by my bedwelmde en verdoofde brein opgekom, dat ek op sy privaatheid inbreuk maak nie, dat hy hom verbeel hy is alleen in die kamer. En toe, net toe dit tot my geskokte waarneming deurdring, en ek half opgestaan het, om my teenwoordigheid aan te kondig, het ek 'n vreemde, knapperige, metaalagtige klik gehoor, en toe, die stem. Ja, dit was 'n vrouestem. Daar kon geen twyfel daaroor wees nie, maar 'n stem so gelaai met pleit en met verlangende liefde, dat dit vir ewig in my ore sal weer klink. Dit het gekom met 'n eienaardige ver weg geklingel, maar elke woord was duidelik, hoewel flou, baie flou, want dit was die laaste woorde van 'n sterwende vrou. Ek is nie regtig weg nie, John, het die dun, hygende stem gesê. Ek is hier by jou elmboog, en sal wees, totdat ons mekaar weer ontmoet. Ek sterf gelukkig by die gedagte dat jy oggend en aand my stem sal hoor. O John, wees sterk, totdat ons weer ontmoet. Ek sê dat ek opgestaan het om my teenwoordigheid aan te kondig, maar ek kon dit nie doen terwyl die stem geklink het nie. Ek kon net half lê, half sit, verlam, verstom, luisterend na daardie verlangende, verre, musikale woorde. En hy was so verdiep dat selfs as ek gepraat het, hy my dalk nie sou gehoor het nie. Maar met die stilte van die stem het my half geartikuleerde verskoning en verduidelikings gekom. Hy het oor die kamer gespring, die elektriese lig aangeskakel en in die wit gloed het ek hom gesien, sy oë gloeiend van woede, sy gesig verwring van passie, soos die arme skoonmaakster hom weke van tevore mag gesien het. Meneer Kalmar, het hy uitgeroep. U hier, wat beteken dit, meneer? Met hakkelende woorde het ek alles verduidelik, my neuralgie, die medikasie, my ongelukkige slaap en vreemde ontwaking. Soos hy geluister het, die gloed van woede van sy gesig verdwyn en die hartseer onbewoë masker het weer oor sy gelaatstrekke gesluit. My geheim is joune, meneer Kalmar, het hy gesê. Ek het net myself te blameer vir die verslapping van my voorsorgmaatreëls. Halwe vertroue is erger as geen vertroue nie, en so mag jy alles weet
aangesien jy reeds soveel weet. Die verhaal mag gaan waarin jy wil, wanneer ek oorlede is, maar tot dan vertrou ek op jou eergevoel, dat geen menslike siel dit van jou lippe sal hoor nie. Ek is steeds trots. God help my. Of ten minste, ek is trots genoeg om daardie medelee wat hierdie verhaal op my sou trek, te verafskie. Ek het vir afguns geglimlag en haat veronagsaam, maar medelee is meer as wat ek kan verdra. Jy het die bron gehoor waarvandaan die stem kom, daardie stem wat, soos ek verstaan, soveel nuuskierigheid in my huishouding gewek het. Ek is bewus van die gerugte waartoe dit aanleiding gegee het. Hierdie spekulasie, het sy skandelik of bygelowig, is iets wat ek kan veragsaam en vergewe. Wat ek nooit sou vergewe nie, sou 'n onloyale bespieding en afluistering wees om 'n onwettige nuuskierigheid te bevredig. Maar daarvan, meneer Colmore, spreek ek jou vry. Toe ek 'n jong man was, meneer, baie jonger as wat jy nou is ek in die stad ingewerp sonder 'n vriend of raadgewer, en met 'n beursie wat net te veel vals vriende en vals raadgewers na my kant gebring het. Ek het diep gedrink van die wyn van die lewe. As daar 'n man leef wat dieper gedrink het, is hy nie 'n man wat ek beny nie. My beursie het gelei, my karakter het gelei, my liggaamsgestel het gelei, stimulante het 'n noodsaaklikheid vir my geword, en ek was 'n wese van wie my geheue terugdeins. En dit was in daardie tyd, die tyd van my swartste degradasie, dat God in my lewe die sagste, soetste gees gestuur het, wat ooit as 'n dierbare engel van bo neergedaal het. Sy het my liefgehad, gebroken soos ek was, my liefgehad, en haar lewe daaraan gewy om weer 'n man te maak van dit wat homself tot die vlak van diere verneder het. Maar 'n noodlottige siekte het haar getref en sy het voor my oë weggekwyn. In die uur van haar doodsangs was dit nooit oor haarself nie, van haar eie lyding en haar eie dood waaraan sy gedink het nie. Dit was alles aan my. Die een pyn wat haar lot vir haar gebring het, was die vrees dat wanneer haar invloed verwyder is, ek sou terugkeer na dit wat ek was. Dit was te vergeefs dat ek 'n eed aan haar afgelê het, dat geen druppel wyn ooit my lippe sou kruis nie. Sy het maar te goed geweet wat er houvas die duiwel op my gehad het. Sy was so hard probeer om dit los te maak. Maar dit het haar dag en nag gekwel, die gedagte dat my siel weer in sy greep kon wees. Dit was van een of ander vriend se skinder van die siekekamer dat sy van hierdie uitvinding gehoor het, hierdie fonograaf. En met die vinnige insig van 'n liefdevolle vrou het sy gesien hoe sy dit vir haar doeleindes kon gebruik. Sy het my na Londen gestuur om die beste te bekom wat geld kon koop. Met haar sterwensasem het sy die woorde daarin gehyg, wat my reguit gehou het, sedertdien. Eensaam en gebroke, wat anders het ek in die hele wêreld om my te ondersteun. Maar dit is genoeg. As God wil, sal ek haar sonder skaamte in die oë kyk, wanneer hy besluit om ons te herenig. Dit is my geheim, meneer Colmore. En solank as wat ek leef, laat ek dit in jou beware.